Goeiemôre almal. Ek kom van Daspoort af. Jy weet Daspoort is heeltemal in die verste deel van Pretoria waar ons besig is met 'n kinderprojek. Ons was eers sopkombuis geweest, maar toe dink ek nie 'n sopkombuis is iets anders. Is 'n plek wat almal met hulle bekertjies in 'n tou staan. Toe verander ons naam na Besige Oumas voedingsskema. Omdat ons almal wat daarbey betrokke is, ons is net 9 dames. Ons is net 9 dames wat daarbey betrokke is en net een is nie 'n ouma nie. So ons is maar almal oumas. Ons voorsien voeding aan 4 verskillende skole in ons omgewing wat 360 kinders is. Nou hulle kry Maandag, Woensdag en Vrydag iets om te eet. Weet oor 'n naweek is 'n kind maar altyd honger en as hulle Maandagoggend kom, is almal baie honger. Ons maak Maandag broodjies vir so 47 brode wat gebruik word. En nou vir daarvoor gebruik ons 8 kg margarien en elke Maandag is iets anders op die brood. Woensdag word gekook met 'n groentebreedie, vleis. Ons gebruik 10 kg vleis. Ons maak 3 groot potte wat omtrent 200 kinders kan uit eet. Vrydag kry hulle ook 'n groentebreedie met makaroni. Ons maak makaroni, ons maak rys, ons gebruik stampmielies, ons maak mieliegrys. So eintlik is dit baie lekkere, interessante etes en voedsaam. Wanneer ons pampoen het, is dit altyd 'n ekstra kastrol of ons maak vir hulle slaai en gedien ons nou baie beet het, want dan word dit maar net in helftes gesny om elke kind 'n darme beet te gee. Nou ons bemaak maar by mekaar soos ons gaan. Ons wil ook hier vir hartaksie baie dankie sê. Julle het 'n baie sterk hartaksie hier in die gemeente. Julle kan bly wees daaroor, want dit is nie al die gemeentes wat dit het nie. Deur hulle kry ons baie voorraad wat ons nie hoef aan te koop nie, wat ons nie altyd vir geld het nie. Ons het 'n paar instansies wat vir ons help. Ons het 'n dame in ons omgewing wat 'n motorhawe het, 'n petrolgarage soos ons nou maar ken, en sy voorsien vir ons brood. Ons kry Maandag 47 brode en een van die dae is dit sop, dan kry die kinders Woensdae sop met 'n broodjie by. So dit word alles vir ons geskenk. Maar ander dinge wat ons maar moet bymekaar maak. Tussen ons 9 dames het almal kinders en ons kollekteer maar so al ons voorrade. Die kos word by die huise voorsien, gekook en word saamgebring na die kombuis toe by die saal waar ons dit dan nou uitdeel na verskillende skole toe. Ons gebruik groot houers of baie keer gaan die groot kastrol sommer skool toe, want elke skool het hulle eie voedingsskema. Dit word daar uitgeskep en daar gedeel. Baie gou hoor ons die skole laai en sê ons het 10 kinders meer, dan moet ons maar ons voorrade aanpas. Kersfeestyd, so hier so November maand deel ons vir hulle kerspakkies uit wat koekies en lekkers in het, lekker vrugtesappie en ons gee vir hulle toiletware. Tot op hede het ons omtrent nou al 280 waslappies omgehekel wat hulle nou gaan kry Desember maand. Maar 360 lê nog bietjie ver. Ek vra aan ons gemeente waar ons is dat elke huisgesin maar ietsie moet aankoop elke maand by hulle eie kruideniersware, 'n seepie of 'n tandeborsel of 'n tandepaste wat hulle aan die einde van die jaar dan so uitdeel. Verlede jaar het die kinders gehelp om die goed by een van die skole uit te deel, uit te haal uit my kar uit. En een seentjie sê, wie gaan die pakkies kry, want ons maak dit mooi, versier dit met 'n prentjie. Toe sê ek, nou die skool noem hulle kinders broodjiekinders. Toe sê ek vir hom, dis die broodjiekinders se pakkies. Hy sê, o, dankie tog Tannie, ek is 'n broodjiekind. So miskien is dit daai enigste pakkie wat daardie kinders kry in 'n jaar. So ons maak maar moeite daarmee. Ons het in die verlede vir hulle skryfbehoeftes gegee, maar toe voel ek die skole deel maar almal 'n pen en 'n potlood en 'n boek uit. So ons het nou 3 jaar wat ons nou vir toiletware gee en dit gaan baie goed. Jy weet daar's baie honger kinders. Ek het gehoor een van onderwysers het gesê toe hulle die broodjies uitdeel, toe sit een seentjie sy broodjie in sy sak en dan eet hy een. Toe vra sy, hoekom sit jy om jou sak? Toe sê hy, nee, dis vir my boetie by die huis. So wanneer hy nou vanmiddag 3 uur by die huis kom of 4 uur is daai broodjie al in mekaar. So ons dink maar aan die kinders. Die Here Jesus het gesê dat die kinders na my toe kom en verhinder hulle nie. Ons het nou vanmôre hier gesien hierdie pragtige kinders en alles wat ons
moet dankbaar wees vir dit wat ons kry. Die son wat elke dag oor ons skyn, laat ons ook dink aan die kinders wat nie het nie, wat moet kry. Bid vir die gemeente van julle, vir hartaksie. Ek het gelees ook in die Bybel wat sê, bid vir hulle asseblief, dat hulle kan voortgaan. Baie dankie.